1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Vuurige kole. Pappa, roep Donovan, toe hy van die skool af huis toe hardloop. Daardie seun Lionel is die gemeenste ou in die hele skool. Pappa kyk op van sy koerant. Wat het nou weer gebeur? Vra hy. Hy is altyd lelik met my, kla Donovan. Hy spot my en sê ek is sleg of lomp en hy maak die ander seuns ook teen my op. Ek kan dit nie meer vat nie. Môre gaan ek hom uitdaag. Al is hy bietjie groter as ek. Pappa glimlag. Dis nogal interessant, sê hy. Sê net vir my wanneer jy gaan beklei. Dan kan ek die stukkies kom optel. Daar gaan nie stukkies van my wees nie, net van hom, sê Donovan, nog steeds kwaad. Jy gaan hom tog nie heeltemal insluk nie, vra pappa met 'n laggie. Donovan moes toe ook lag, al was hy nog kwaad. Wil jy weet hoe om vir Lionel terug te kry? Vra pappa. Regtig, pappa? Hoe? Vra Donovan nuuskierig. Wil jy vuurige kole op sy kop sit? Vra pappa met 'n glimlag. Ek is reg vir enigiets, sê Donovan. Pappa staan op en gaan na sy studeerkamer. Hy haal 'n boek van die rak af en blaai daarin rond. Hier is dit, sê hy. Luister mooi, Donovan. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want as jy dit doen, hoop jy vuurige kole op sy kop. Dit is uit Romeine 12 vers 20. Donovan trek sy neus op. Ag pappa, ek dink nie dit gaan werk nie. Ek wil hom liewer met my vuis slaan. Maar hierdie plan is baie beter, sê pappa. As jy met hom beklei, gaan jy nie regtig seermaak nie. Maar as jy goed is met hom, gaan jy hom sommer heeltemal verras. Dis soos om vuurige kole op sy kop te sit. Hy sal nie weet wat hom getref het nie. Donovan dink toe daaroor. Ek hou nie baie van daardie plan nie, sê hy. Maar ek sal daaroor dink. Die volgende oggend op pad skool toe. Wie kom hy toe tee? Dit is natuurlik vir Lionel, die seun wat hom altyd terg. Ek is sommer vies vanoggend, sê Lionel toe hy by Donovan kom. Ek het te laat geslaap en het nie ontbyt gehad nie. Jy het seker weer te veel geëet. Het jy nie ontbyt gehad nie? Vra Donovan vriendelik. Jy moet seker baie honger wees. Hier, vat my toebroodjies. Ek het goed geëet. Jy kan maar myne vat. Lionel kyk verbaas na Donovan en toe na die pakkie toebroodjies. Dit lyk asof iemand hom met 'n vuis tussen die oë geslaan het. Hy kyk eers na Donovan en toe weer na die broodjies. Bedoel jy dit regtig? Vra hy. Ja, ek bedoel dit, sê Donovan. Vat dit maar. Dit is baie gaaf van jou, sê Lionel toe hy die pakkie vat en dadelik begin eet. Wil jy nie ook een hê nie? Vra hy toe vir Donovan. Donovan neem ook 'n toebroodjie en so stap hulle saam skool toe, albei besig om te eet. Dis warm vanoggend, sê Lionel toe hulle eendag gestap het. Ek is nou sommer baie dors. Ek wens ek kan iets te drinke kry. Ek is ook dors, sê Donovan. Wag, laat ek dink. Waar kan ons iets kry om te drink? Dis jammer ons kan nie by daardie winkel 'n limonade koop nie, sê Lionel. Ek het 'n plan, sê Donovan. Ek het 'n R20 in my sak. Kom ons koop vir ons elkeen 'n bottel limonade. Ek kan nie jou geld vat nie, sê Lionel. Ag, kom nou. Dis reg so, sê Donovan. Ons koop vir ons albei. Dit sal lekker wees. Hulle gaan toe winkel toe en koop elkeen 'n bottel limonade. Toe hulle by die skool kom, wag hulle by die hekkie vir die klok om te lui. En daardie aand, toe Donovan by die huis kom, vra pappa. En toe? Hoe het dit met die geveg afgeloop? Ek hoop jy het gewen. Donovan glimlag breed. Ek het gewen, pappa. Ek het vir Lionel my toebroodjies gegee en ek het vir hom 'n drankie gekoop.
Hy was sommer heeltemal anders met my. Die hele dag was hy vriendelik en ons het soos ou vriende gevoel. Mooi so, Donovan, sê pappa. Ek hoop jy wen al jou gevegte op daardie manier in die toekoms. Fluit, fluit. My storie is uit.